Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 17de Maart, jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe, vanoggend wil ek vir jou vra, is daar olie in jou lamp? Matteus 25 vers 1 tot 13 sê vir ons die volgende: Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle in hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan daar die maagde op en hulle maak hulle lampe gereed, en die dwaase wat sê aan die verstandiges: gee vir ons so 'n bietjie van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewerste na die verkopers toe en koop vir julle. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. En later kom die ander maagde en sê: meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en hy sê: voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Ons moet geestelik waaksaam wees, want die bruidegom kan enige tyd kom, en hy kan sy opwagting maak. Die olie verteenwoordig die inwoning van die Heilige Gees, die innerlike genade wat die siel verlig. Ons olie word aangevul deur ons gebed, deur ons studie van die skrif en die dienste wat ons bywoon. Dan sê Matteus 5 vir ons, en ek gaan net vers 13 tot 16 lees. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens mee om voor buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op 'n staande, dat dit kan skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Ons het gawes, ons het talente, wat God vir ons gegee het. Steek ons dit weg, hou ons dit vir eendag, as ons dit nodig het, of gebruik ons dit tot eer en verheerliking van God. Kom ons vul ons olielampies aan, sodat wanneer die bassein blaas, en hy gaan blaas verseker, dat ons nie hier sal vra berge en heuwels val op ons nie, maar dat ons met 'n gejuig opgaan, saam met die Here, om tegemoet in die hemele. Kom ons vra die Here om ons gereed te maak, halleluja. Almagtige God en hemelse Vader, Here, mag ons wyse maagde wees, Here, gereed vir die koms van die koning. Here, dat ons olielampies altyd vol sal wees, Here, sodat die talente en die gawes wat U vir ons gegee het, wanneer ons mense bedien, hulle help en hulle bemoedig om elke dag net vas te hou aan elke belofte. Here, daar is soveel beloftes in die woord aangeteken. Here, dat ons net daarop sal staan en vir U sê: maar Here, U het dit beloof in U woord, sodat ons gedurig deur ons olielampies vol sal hê met die Gees, gevul met die Gees van God. Here, baie dankie dat U met ons bemoeienis maak, en dankie dat ons tot U kan bid. Here, vul elkeen vandag is my gebed in Jesus naam, halleluja, amen en amen.